talking about white Afrikaners. You all must leave. Afrikaner men, you're not welcome here. You have a deadline, 30 June. 4,000 of you already cowards ran to America. It's time for the rest of you to vie. Ek maak vanoggend my video oop, my foon oop en daar's 'n video wat met sy rond te doen. So in 'n geval in hierdie video dis weer 'n deadline, 30ste Junie, weer dreigemente. Suid-Afrika voel asof dit weer in 'n gemors is. En die eerste gedagte was seker maar dieselfde soos almal van julle sinne. Wat het ons nou weer verkeerd gedoen? Wat het ek nou weer gedoen? Of wat nou weer? Welkom by die regte begin. My naam is Renier Weideman en ek staan vandag hierso by die Bergpas in Namakoland. En wil met jou praat oor iets wat baie van ons voel, maar min van ons wil regtig dit herken. Partykeer wil 'n mens kalm bly, jy probeer glo, jy probeer aangaan, jy probeer nie reageer op vrees nie. Maar dan kom dieselfde ou vrees weer terug, dieselfde konflik, dieselfde ou stemme, en dieselfde ou pad. En ek het iets besef wat ek graag met jou wil deel. Dis nie net Suid-Afrika wat soms in dieselfde sirkel vasval nie, oor en oor, dis soos 'n loop, dis nie net Suid-Afrika nie. Jy doen dit ook, en ja, ek doen dit ook. Jy loop 'n pad, kom ons noem dit jou journey. Jy probeer glo, en jy probeer aanhou, maar dan kom jy op 'n kruispad, wat jy moet net sê, werk dit regtig? Is daar iewers wat ek dalk verkeerd loop in hierdie pad? Werk hierdie pad wat ek elke dag ry nog dieselfde? Nie dat ek geloof verloor nie, nie omdat ek probeer opgee nie, maar moet ek probeer weer op dieselfde manier aanhou probeer. Want baie keer is dit die probleem dat nie net dat jy op 'n probeer nie. Baie keer is die probleem dat jy aanhou probeer en met dieselfde strategie, dieselfde denke en dieselfde reaksie. En dan hoop jy dinge verander. Ek dink die vasbyt beteken ek moet alles presies dieselfde aanhou doen. Weer daai geloof, hou net aan. Maar wysheid vra soms 'n ander vraag. Moet ek aanhou? Moet ek verander? Of moet ek draai? Daar's 'n gedeelte in 1 Samuel 30 waar Dawid op 'n baie moeilike plek gekom het in sy lewe. Hy en sy manne kom terug na 'n wille fight en hy het alles verloor. Sy familie is weg, sy vrouens is weg, die kinders is weggevoer, die huise is verbrand. Hulle het alles verloor. En toe gebeur iets baie diep. Dawid se eie mense, die mense wat saam met hom gefight het, die mense wat saam met hom was, wat ook alles verloor het, net soos Dawid, wat by hom moes gestaan het, raak bitter en hulle beginne teen mekaar draai en hulle wil Dawid steenig. Met ander woorde, hulle pyn, hulle soek iemand om te blameer, want hulle is nie in beheer nie en vrees het hulle opgestoot. Wanneer mense bang is, wanneer mense seer het, wanneer mense voel hulle is nie meer in beheer nie, soek hulle iets om te blameer. Hulle soek iemand om te blameer. Iemand moet die villain wees. Iemand moet skuld dra. Maar ons is nie geroep om teen mekaar te draai nie. En wanneer druk kom, dan draai ons teen mekaar. Ons is geroep om voor God te staan. Doen dit presies wat Dawid gedoen het. Dawid koop nie in die hele paniek in nie. Hy reageer nie uit woede nie. Hy hardloop nie weg nie en hy sit ook nie by sy huis nie. Die Bybel sê hy het homself versterk in Jahwe ons God. En toe hy vra vir God, moet ek agterna sit, moet ek terugfight? Dis belangrik. Vra die vraag. Dawid het steeds opgedaag om te fight. Dawid het nie opgegee nie. Hy het nie gesê ek is klaar met alles nie. Maar hy het ook nie uit sy eie kop besluit nie. Hy het eers teruggegaan na God toe. Want die regte pad word nie deur paniek gewys nie. Die regte pad word gewys deur
vertroue in God. Dis amazing, Spreuke sê dit eintlik baie mooi. Vertrou op Jahwe met jou hele hart en moenie op jou eie insig steun nie. Ken hom in al jou weë en hy sal die pad reguit maak. Dis maklik om daardie vers uit te haal as alles rustig is in jou lewe. Alles loop reg. Maar wat maak jy wanneer jou land voel asof dit uitmekaar uitval? Suid-Afrika is besig om uitmekaar uit te val. Wat maak jy wanneer jou huis onder druk is? Wat maak jy wanneer jou besigheid nie meer werk soos wat jy gedink het dit werk nie? Wat maak jy wanneer jou journey nie meer uitwerk soos wat jy gedink het dit gaan uitwerk nie? Want ons verstaan nie altyd hoekom dinge gebeur nie. Ons verstaan nie altyd hoekom dieselfde ou konflik terugkom nie. Of ons verstaan nie hoekom mense teen mekaar draai wanneer dinge moeilik raak nie. Ons verstaan nie altyd hoekom jy so hard probeer en nog steeds voel asof jy op dieselfde plek staan nie. Maar Spreuke sê nie, vertrou op jou paniek nie. Vertrou op Jahwe met jou hele hart. En miskien staan jy vandag hier, by 'n kruispunt. Voor jou het jy 'n paar keuses wat jy moet maak in jou lewe. Kom ons sê jy het 3 keuses in jou lewe. Nommer 1, jy hou aan soos wat jy aangaan. Jy doen nog altyd wat jy moet doen. Jy dink soos wat jy moet dink. En jy reageer altyd soos wat jy reageer. Niks verander nie. Jy bly net op die pad en jy dink van, ek het geloof, dinge gaan verander. Okay? Maar dan moet jy ook eerlik wees dat as jy dieselfde bly doen, dieselfde manier hoe jy dink, gaan nie vir jou ander uitkoms gee nie. Die tweede een, jy bly op dieselfde pad, maar jou hele strategie moet dan verander. Miskien is die roeping dalk nie verkeerd nie. Miskien is die droom dalk nie verkeerd nie. Miskien is die pad waarop jy is nie verkeerd nie. Maar die manier hoe jy daai pad stap moet verander. Die manier hoe jy dink, die manier hoe jy redeneer moet verander. Jou denke moet verander, jou reaksies, jou planne moet verander. Jou dissipline moet verander. Jou raadgewers moet dalk verander. Jou manier van bid en bou moet dalk verander. Want jy kan nie in 'n nuwe seisoen instap met 'n ou denke nie, met die manier hoe jy dink nie. En nommer 3, miskien moet jy dalk erken dat hierdie pad wat jy op is, al klaar is. Nie omdat jy gemisluk het nie, nie omdat God jou uitgelos het nie, nie omdat jy minder geloof het nie, maar omdat jy hierdie seisoen waarin jy is, klaar is. Dis verby. En dis die een ding, maar ook die moeilikste ding wat jy moet erken vandag. Iets wat eens reg was, kan dalk nou klaar wees. 'n Pad wat jou tot hier toe gebring het, is nie altyd die pad wat jou verder gaan vat nie. En is moeilik. Dit is moeilik om daai besluit te maak. So die vraag vandag is nie net, wanneer moet ek ophou probeer nie? Ek dink die beter vraag is, wanneer moet ek ophou probeer om op die verkeerde pad te bly? Op die verkeerde manier, op die verkeerde mense staat maak en eerder op God staat maak? Wanneer moet ek ophou om dieselfde strategie geloof te noem? Wanneer moet ek ophou om paniek te gebruik om te sê dis wysheid dat ek die Here probeer my beskerm? Wanneer moet ek ophou vasgevange wees in hierdie sirkel en ek moet dit noem uithou vermoë? Jy staan op 'n kruispunt vandag. Hou ek aan soos wat ek aangaan? Of gaan ek my strategie verander? Of gaan ek 'n ander pad volg? Maar moenie daardie besluit maak uit vrees nie. Moenie dit maak omdat mense jou druk nie. Of omdat hulle referee wil speel nie. Moenie maak dat as jy hierdie besluit maak, die nuus gaan jou bang maak nie. En moenie dat die mense jou besluit die wil maak nie. Doen wat Dawid doen. Versterk jouself in Jahwe. Vra hom die rigting. En wanneer hy praat, staan op en stap die pad. Want die regte begin is nie altyd om harder te probeer nie, maar om reg te probeer. En moenie alleen probeer om hierdie pad te stap nie. Want dit raak alleen. Jy kan lone. This road is lonely.
Om reg te begin, is nie om alleen te begin nie. So kom ons probeer weer, die regte manier.